Goeiedag luisteraars. Vandag wil ek bietjie gesels oor die realiteit dat as Christene is ons nie vrygestel van verdrukking nie. Ons is nie vrygestel van swaar kry nie. Inteendeel, ons is nie vrygestel van verwerping deur vriende en familie en ons vyande nie. Ons is nie vrygestel van die seer van familie en vriende wat soos vyande teen jou begin optree nie. In 'n oogwenk kan ons ook alles verloor. Een oomblik is jou lewe nog goed en reg en op die gelyke pad. En die volgende oomblik, dan is die mat onder jou uitgeruk. Ieder en elk van ons het tog 'n behoefte en 'n begeerte om ons lewe perfek te lei volgens God se wil. Ons doen alles wat die woord vir ons voorskryf. Maar soms voel dit net moeiliker en moeiliker om daardie deurbrake te kry wat ons so graag wil hê. In 1 Petrus 5 vers 8 tot 9 sê dit: Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Die grootste fout wat ons kan maak as Christene is om te dink dat die vyand ons nie gaan aanval nie. Om te dink dat hy bestaan nie. Dit is soos om 'n huis in te trek en dan die deure waawyd te laat oopstaan en dan te verwag dat niemand gaan inkom en kom steel nie. Aan die ander kant het ons nie nodig om ons lewe deur permanent te staan en beklei teen die vyand nie. Jakobus 4 vers 7 sê: Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Wanneer ons in God se krag staan, dan kan ons hom weerstaan. Kan ons sy werke weerstaan? Een ding wat ek geleer het is dat ons het nodig om 'n gees van aanvaarding en van dankbaarheid te kry. Ons moet tevrede wees met wat ons het en aanvaar dat maak nie saak wat gebeur in ons lewe nie. Dat God alles ten goeie sal laat meewerk. Dankbaar wees dat in die slegte en die swaar tye ons God kan verheerlik en daardeur die vyand se houvas op ons lewe breek. Ek dink soms is ons so bekommerd dat God se wil dalk teenstrydig is met ons eie wil. Dat ons alles in die stryd sal werp om self ons wil in ons lewe te laat manifesteer. Dit bring angs en vrees en dit maak verskeie deure oop vir die vyand om ons aan te val. Ek dink aan Sadrag, Mesach en Abednego wat gevange geneem is, omdat hulle nie die beeld van die koning wou aanbid nie. En ek lees Daniël 3 vers 16 tot 18. Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê: Ons ag dit nie nodig om u hierop te antwoord nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en u goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. In donker tye en in swaar tye bid ons tot die Here, en ons vra dat hy ons omstandighede moet verlos. Ek wonder hoe tevrede ons sal wees om te bid: Here, as dit u wil is dat ons in hierdie storm moet bly, as dit u wil is dat ek deur hierdie vuuroond moet loop, dat ek alles moet verloor, dat ek steeds sal aanbid. Ons bid maklik in geloof en ons staan op dit wat ons voorbid. In geloof roep ons aan asof dit reeds gebeur het. En vanoggend wil ek hierdie gesprek so 'n bietjie ongemaklik maak deur die vraag te vra: hoe tevrede sal jy wees as die Here kies om jou nie te verlos nie? As dit wat jy tans deurgaan deel is van sy groter plan om ander tot redding en inkeer te bring, is jy bereid om tevrede te wees met wat jy het?
alles wat jy het, nie die enkele rots van gebed waarop jy vasklou. Ek dink aan Paulus, en ek dink hoe wonderlik dit moet wees om die salwing te ontvang wat Paulus gehad het. Maar saam met daardie salwing was daar ook 'n prys om te betaal. Genade, wat arme Paulus darm maar moes deurmaak. Ek lees 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 28. Is julle dienaars van Christus? Ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer, in arbeid oorvloediger, in slaap bo die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. 3 maal is ek met stokke geslaan. 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skipbreek gelei. 'n dag en 'n nag het ek op die diep water deurgebring. Dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders, in koue en in moeite, in slapelose nagte dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. Behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis, die sorg van die gemeente. Paulus wat sy lewe geoffer het, en van dorp tot dorp gereis het, om die evangelie te verkondig en die gemeentes te stig. En net het hy al sy besittings en sy lewe sy loopbaan opgeoffer nie. Hy het ook telkens sy liggaam geoffer, wanneer hy deur verskriklike mishandeling gegaan het. So maklik kon Paulus in die tronk gaan sit het en opgegee het. Hy het alle reg gehad om met God te stry, oor hoe onregverdig dit is dat hy deur dit alles moet gaan. Hoe hy sy lewe en alles geoffer het, en dat hy kon verwag het dat die Here hom moet bewaar van al die aanvalle op sy lewe. Maar nee, hy sit in die tronk en hy sing lofliedere tot eer van die Here. In Handelinge 16 vers 25 en 26 beskryf dit, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van die Here gesing, en die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskit het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeye van almal het losgeraak. Ons moet hier hoor hoe die boeye van almal losgeraak het. Hoeveel mense is daar rondom jou, wat in die gevangenis saam met jou geboeie is deur verslawing, deur siektes, deur depressie. Hoeveel mense se boeye kan losgemaak word deur jou teenwoordigheid, indien jy in die middel van jou storm sou opstaan en die Here begin loof en prys vir wie hy is. Besef opnuut, ons is heeltyd besig om te bid vir ons omstandighede om te verander. Heeltyd besig om teen die storm te worstel. En in die storm kan dit so maklik wees om onder die aanvalle van die vyand 'n vinnige en 'n maklike uitweg te vind. Ons wil die lig aan die ander kant sien en dan wil ons daarna toe hardloop. Terwyl die Here hier in die middel van die storm vir ons wag. Hy is hier in die middel van alles en hy wag vir ons om tot aanvaarding te kom dat hy in beheer is. Om te vergeet van waar ons wil wees en dankbaar te wees vir waar jy nou is. Want daar waar jy nou is, daar is die Here. En dit is moeilik. Ons vlees het behoeftes. En wanneer ons swaar kry, en die vleeslike behoeftes nie vervul word volgens ons eie planne nie, dan is dit moeilik om in geloof staande te bly. Meeste van die tyd weet ons wat die antwoord is. Ons weet wat van ons verwag word en wat ons moet doen. Maar wanneer die emosies in ons opwemel
en die stryd kom tussen die kennis van wat ons het en emosies van wat ons nie het nie, dan wen die emosies gewoonlik en gee ons oor aan dit. Daarom is dit belangrik dat ons meer en meer met Christus moet verenig. As ons dink aan die kruis en die emosies wat Jesus moes ervaar het voor en tydens die kruisiging. Ek lees vir ons Lukas 22 vers 41 tot 45. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met die klip kan gooi, en neergekniel en gebid, en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels, en hy vind hulle aan die slaap van droefheid. Kan jy jou indink, die emosies wat Jesus moes ervaar het, die swaar stryd wat hy deurgegaan het. Tog bid hy, Vader, nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. En nadat hy hierdie swaar emosionele stryd deurgegaan het, staan hy op en hy gaan voer uit die opdrag van sy Vader. Hy sit sy emosies eenkant en in gehoorsaamheid doen hy dit wat hy gestuur is om te doen. Soos ieder en elk van ons ook gestuur met 'n doel. Daar is 'n opdrag wat ons moet kom uitvoer hier op die aarde. En is 'n swaar stryd teen die aanvalle van die vyand. Die opdraande pad teen ons emosies en ons vleeslike behoeftes. En dan nog die seerkry van verwerping en angs en vrees. En dan die opdrag wat God ons mee gestuur het. Galasiërs 2 vers 20 sê, Ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het, en homself vir my oorgegee het. Ons maak baie maklik hierdie getuienis, en ek dink in ons harte wil ons graag dit glo. Maar ek dink ons besef aldag die prys wat daarmee gepaard gaan nie. Dat jy moet bereid wees om jou emosies en jou eie wil eenkant te kan sit. Dat jy moet bereid wees om tevrede te wees met jou omstandighede, goed of sleg, terwyl jy die opdrag van Vader uitvoer. Ons maak net geheel en al te veel staat op ons gevoelens en emosies. Gevoelens en emosies lei ons in 'n versoeking. Dit bring twyfel en dit lei ons na afdraaipaadjies. Gevoelens en emosies kan in 'n oogwenk verander en dit kan situasies omvergooi. Dit is nie stabiel nie en jy kan nie daarop staat maak nie. Daarenteen kyk ons na die woord van God. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Daar is waaragtig net een ding waarop ons kan staatmaak in hierdie lewe en dis die woord van God. Dit verander nooit nie. Daar is nie 'n klousule in wat sê subject to change nie. Dis ons rots, ons fondasie. In Matteus 7 vers 24 tot 27 sê Jesus, Elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het, en die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die winde het gewaai, en teen hierdie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots,
en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man, wat sy huis in die sand gebou het. En die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai, en teen hierdie huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. Emosies en gevoelens kan vergelyk word met hierdie sand. As ons besluite neem en optree daarvolgens, wanneer ons toelaat dat omstandighede en ons ontevredenheid, onvergenoegdheid met wat ons het en waar ons is, ons besluite en lewenswandel dryf, dan is ons besig om ons huis op die sand te bou. Dalk gaan die bouplanne baie goed vorder. Dalk gaan jy goeie vordering maak, maar die waterstrome en die reën en die wind gaan kom en alles gaan in mekaar val. Alles sal tot niet kom. Alleenlik die woord van God bly staande. Dit is alleen die woord van God wat ons aan mekaar en by mekaar hou. In Johannes 10 vers 10 sê Jesus, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Jesus het gekom dat ons 'n lewe van oorvloed kan hê. Oorvloed vrede, wanneer ons in elke opsig ons lewe rig op die woord van God. Wanneer ons onwrikbaar staan en in gehoorsaamheid ons opdrag uitvoer deur dit wat ons voel eenkant te sit, dan lei ons na waters waar rus is. Na 'n plek waar ons in sy vrede kan ingaan en voluit geniet van wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. En dan kom die salwing en ons staan op in sy geregtigheid. Hemelse Papa, dankie Here dat U ons uitverkies het om kinders van God genoem te word. Leer ons Here om weer soos klein kindertjies U in alles te vertrou. Leer ons Here om op te hou stoei en te beklei teen die storms van die lewe. Vat vandag ons hand Here en lei ons reguit in die storm in, sodat ons U daar in die middel kan ontmoet. Sodat ons daar in die middel van die storm kan ervaar wat dit is om te sit by die waters waar daar is. Want Here, daardie plek van vrede word nie bepaal deur die uiterlike en die fisiese en die dinge wat rondom ons aangaan nie. Daardie plek van vrede kom hier van binne ons harte. En vandag, Here, kan ons met oorgawe U Heilige Gees innooi om in te kom en daardie plek vir ons te kom heilig met die liefde. Sodat wanneer ons nodig het om die liefde, die vrede te ervaar, kan ons maar net ons oë toemaak en sê, Here, ek vertrou U ten volle. Laat U wil geskied. Dankie Here dat U elkeen wat luister, nou toevou in U liefde. Dat U groot Papa arms hulle vasdruk teen die bors. En dat U heilige vrede deur hulle wese skyn. Ek loof en prys U in die naam van Jesus Christus. Amen.